opdrag gekry. Nee, ek kan nou nie sê die Here het dit gegee nie. Miskien is dit 'n vinnige ding van Rooiers. So kom ek gee die Here, ek wil nou amper sê, kom ek laat die Here uit hierdie saak uit. Dit klink nou erg, nee. Paulus het ook op 'n tyd gesê, hierdie sê Paulus, nie die Here nie, nee. Paulus het dit self gesê. Ek praat nou vandag uit nood uit. Verskoon, die ou was 8 jaar op straat, hy weet nie hoe werk 'n foon nie. Hy sê af, die wat nie weet, hierdie ou, kom nie. Het kaal in die straat mooi nou rondgehardloop. En hy sê, jaar en 'n half het hy leer vir 'n pastoor, en ek is baie trots op hom. Hy het kaal rondgehardloop. Kan ek sê die liedjie wat jy gesing het as jy gehardloop? Om olifant, dat sang hy seker goed. Toe ek hom try steel in my kar, don't try this at home. Okay, ek het 'n ding wat ek uit nood uit vandag gaan sê. Soos jy sê, ek bedel. Fyn. Kom sit 3 dae saam met my tussen my mense. As jy reeds by 'n projek betrokke is, dan is dit nou nie jou deel wat ek nou gaan praat. Hoor julle? Ja. Net as jy glad nie by 'n arme mens projek betrokke is, wil ek met jou praat. Ek soek niks geld nie. Hoor mooi. Wat ek soek, en ek sluit af met 'n storie by dit. Wat ek soek. Ek soek jy moet na jou huis toe ry vanmiddag. Ek het dit al gedoen toe ek my eie gemeente gehad het. Dit is die eerste keer wat ek dit doen in 33 jaar by 'n ander gemeente, want ek glo nie 'n evangelis moet kom bedel nie. By 'n gemeente nie, dis jakkalse. So ek julle sê, vul van hierdie vormpies in, en ek lê die gemeente lamie. Pas op vir sulke mense. As 'n prediker hier kom preek, jy bring nie 'n koevertjie apart vir hom nie, as jy in die gemeente is nie. Jy gee dit vir jou priester. Is dit toch right? Biskop. Herder. Nee, dit is ook 'n benaming. Toe maar, die ou maak my kop teer mekaar. Maar in elk geval, ek gee dit vir hom en hy sal vir ons gee. Hoor gou mooi, te veel pastore, as hulle klaar is gepreek het by 'n kerk, kan 'n kerkieers hulle water en ligte betaal nie. Julle het al gesien. En ek wil nooit, as 'n ou vir my so 'n koevertjie bring, 'n vraag kom. Ek het nou nie daar by die koffie. Ek weet nie, want ek wil nie iets oorkom nie. Ek het gesien as 'n koevertjie in, en ek het nou die dag in Limpopo. Dis 'n arm gemeente, en ek vat die koevertjie, ek sê, julle hoef regtig nie iets te gee nie. En ek maak 'n issue, en hulle verkleer, die pastoor en so voort. Ek sê, regtig, julle kan dit terugvat. Toe ons ry, toe sit 'n dankie sê kaartjie. Toe voel ek soos 'n hond, so ek wou nie gister weer gevra het, wat so iets, want nou net is daar nie. Maar ek gaan check, as hy is, gaan kyk of waar genoeg is. Luister nie, maar wat ek sê, ek leer nou hierdie ding van my. As iemand hier in die gemeente kom, sê is vir jou R3000 koevert, dan vra ek, is jy van die gemeente? As hy sê ja, dan sê ek, wow, is dit jou 10de? As hy sê nie, is saai, dan sê ek dankie. As hy sê, dan sê ek, jy moet dit hier gee. Moenie vir jou eie sak werk nie. Maar wat ek nou gaan doen is openlik bedel. Want ek sit by hierdie kindertjies. En ek kan nou maklik iets doen en dan gaan almal gee, maar ek gaan nie dit doen nie. Ek wil hê jy moet vanmiddag jou klerekas oopmaak. Dan kyk jy, vrouens en mans, ek het baie vrouens by my en mans, in alle sizes. En jy kyk die klere wat jy die meeste van hou. Jy sit dit vir my in 'n sakkie en jy bring dit vanaand saam. Ek ry met dit môre. Dit is my bedel. Jy hoef mos dit nou nie te doen nie. So hou op aangaan in die kombuistafel vanmiddag. Nou moet ek daai dierbare skoene wat ek in Italië gekoop het vir Rooiers vat. Jy hoef nie. God het 'n blymoedige gewer lief. Maar hoor wat ek jou challenge. Nie jou tweedehands is tweedehands, maar nie jou klere wat jy niks van hou nie. Jy kan hulle ook ingooi. Want ons sal hulle use. Jou bestes. Jou mooistes. Dit wat jy die graagste like. Ek challenge jou. Bring dit vir iemand wat leer vir 'n sendeling. Hierdie is nou nogal 'n moeilike een. Ek doen dit toe eendag. En ek gaan en ek sê vir my vrou, nou het ek 'n fout gemaak. Want jy het mos jou special klere wat jy like om te dra. Hulle is nie so niet meer, maar jy like dit. En ek vat dit
Pragtig, die ander pastoor wat dit moet gaan deliver, steel hy nogal my klere. Maar hy weet hy steel myne nie, want hy Sondag kom hy met my klere keer. Ek sê, hey, kom hier, jy moet dit aan Gaanspan afgegee. Wat het jy met klere? Nee, ek sê, hey, so jy het oopgemaak, en gesteel. Maar okay, so dit gebeur. So ek doen 'n kollekte by julle, as julle wil. Vanaand, of julle kan deur die dag hier kom neersit, ek vra tog sitte jou naam en telefoonnommer. Ek gaan jou nie ophemel nie, maar ek wil dankie sê. Jou beste. Ons het sendelinge wat sulke klein kindertjies het by ons. Net wat van ons af operate is 30 sendelinge. Praat nie van die 58 gaan, is 30 sendelinge wat elke week in die Oesland is. Hulle werk vir God, hierdie mense. So, en ons 40 dae, en dan as hulle groter het, vir kort mense so Spietkoppe. Is 'n Spietkop ou hiervoor. Hy het nou in die sending ingekom. So ek bedel openlik klere. Okay. Kom ek vertel julle van klere wat is my afsluit. So loop ek nou die agnosiste ou met die naam van Rikus by ons. Mense het hom vergeet daar. Rikus is nie, ek werk met, jy kan iemand na my te stuur, maar hy moet opleibaar wees, dis my bediening. Ek wil hom 'n sendeling maak of iets. Rikus is nie opleibaar nie, of hy's baie meer slimmer as ons, want Rikus sê, as jy Weet-Bix vat en olyfolie maak jy tyres. Maar okay. So, maar Rikus kom, en mense jok baie vir my, en hulle drop hulle kind, hulle verander hulle simkaarte, Rikus is 4 jaar daar, en hulle verdwyn. En julle kyk, julle volg my, julle moet my bel, ek sal julle adres kry. Maar okay, soos die een vrou, waarvoor vra jy kos op Facebook? Ek sê vir 40 studente. Jy moet ophou bedel, en ek kry haar adres. En sy is in Brakpan, Boksburg. En eendag ry ek haar verby met die bus en ek stop. Ek ken haar van geen kant af. Sy sê, middag. Ek sê, hierdie mense eet vanmiddag by jou. Nee, maar hoe moet ek sorg? Ek sê, so sorg ek elke dag vir mense. Sien jy nou hoekom vra ek? Net jou mond oopmaak. Dink 'n bietjie aan haar situasie. En dan met vriende daar weg, vriendelik met haar. Maar ek like 'n praktiese storie. Hoor gou. En Rikus loop daar by die varke en ek kyk sy skoene. Ek weet nie hoe ek het opgee. Ek is nou nie opletbaar nie. En ek sien maar dit lyk erg. Die wat my Facebook volg sal onthou. En ek post net die skoene. Ek neem net die skoene af, niks anders dan nie. En die regse klim op. Ek kan hulle net regs noem, ek weet nie wat anders dan. 400 comments. Vloek hulle my. Wanneer gaan jy 'n slag vir jou eie volk insamel? Ek het mos nou nie 'n veldkleur afgeneem, net die skoene. So hy connect dadelik hierdie skoene aan net 'n swart en 'n klering. Meantime is Rikus wit. Ons kan regtig ons naam met 'n plank slaan. En ek klim op live, en ek doen iets wat jy nie op Facebook doen nie, en vir die eerste keer gebruik ek het nog net 13 keer in 33 jaar gevloek. En ek gebruik hierdie woorde. Ek wys die skoene en ek gaan op, na sy gesig toe. En ek sê, julle klomp regse goed. Is dit 'n swarte? En al was dit een, dat samel ek ook vir my. Want as jy so kleinlik is in jou kop, dan is jy dit. Hoor 'n bietjie mooi man, is 'n man wat arm is, wat ek voor vra. En 'n ander ou sien dit raak. 11 mense beloof om skoene, het nooit daar uitgekom nie. Julle kan hom lieg. Joe, ek sê vir Rikus, jy het skoene baie, nie een kom nie. 'n ander persoon, en daar kom bokse aan, sulke woord. Maak oop, alles, van Wildebees af. Ek ken nie die ou nie. En hy het dit gekyk, en hy stuur vir elke student Wildebees skoene. Maar mooi, vir elke student stuur hy Wildebees skoene. Hulle sê, om Roos vat vir jou, ek sê, ek sal wag. Hulle fiets vat nooit eerste nie. En die laaste paar is in nommer 9 vir my. Wildebees skoene. Hulle rus almal met klere uit.
Ek post dit en ek kan voel oor Facebook hoe kners party op hulle tande van kwaadheid. 'n week daarna kom dit weer en hulle gee vir elkeen 'n baadjie van wildebees af. Vanaf het wildebees nooit weer gestop nie. Ek sit met al 7 van sy soorte baadjies. My vrou sê, jy het met jou agterkant weer in die botter geval. Daai ou stuur net so, en ek gaan ontmoet hom. Hy wil hê ek moet oor hom praat, maar hy moet sterk wees. Ek gaan ontmoet hom, Nico. Hy het in 'n shanty groot geraak, wat nou? In 'n shanty groot geraak, hy is wedergebore. So die ou 400 regses wat my gevloek het oor Rieke se skoene, dankie, julle het 'n ander ou laat hy gesien het. En nou het Rieke skoene. Ek moet kort vir hom sê, trek uit, jy's in die varkhok. Jy kan nie hy mooi skoene daar dra nie. Mense gaan na huis toe, dit is dan nou 11 uur. Paulus die mense in die slaap gepreek en dood, en ek het nog eers daar. Vader, dankie vir hierdie wonderlike oggend, dankie dat u vir ons lief is. Vanaand, Here, het is 'n doopdiens. Eers gaan almal net hulle harte vir u gee, wat nog het u, en dan doop ons. Ek bid, Here, dat mense kom, dat dit deur Sannies Hof hardloop, en Here, dat die herlewingsvuur sal brand. En nooit weer stop nie. In Jesus naam. Amen. Konstante hoë bloedsuikervlakke is die hoofoorsaak van tipe 2 diabetes, insulienweerstandigheid en oorgewig. 'n Lae GI-dieet kan help om bloedsuikervlakke te beheer, eetlus te demp en diabeteskomplikasies te voorkom. Manna bloedsuikerbeheertablette help om die GI van die voedsel wat jy eet met soveel as 43% te verlaag en daarom help dit om bloedsuikervlakke te beheer. Die produk kan saam met enige dieet gebruik word en is beskikbaar by alle apteke. Besoek mannaplus.co.za vir meer inligting. My eerste keer wat ek nou moet gaan preek, ek is seker so maand gereed. Amen, halleluja, halleluja. As hy, das hy. Gooi hem neer, broer. Ok, luister, en ek sê, Here, waar kan ek preek? En die Here sê, Diamond Girls. Diamond Girls is 'n escort agency, nie 'n Ford verkoop escorts nie. Escort agency girls. Diamond Girls. Ek bel hulle. Ek sê ek wil kom preek by julle. Die vrou sê, toe ken hulle my nog hier, sy sê, o ja, sy het my geken, sorry, want ek was in Draksquad, my vrou het hulle boeke gedoen, my vrou was die hoof van die kinderbeskermingseenheid, en sy was 'n kolonel, en sy het hulle boeke gedoen, die prostitute se boeke, hulle moes geregistreer het vir in ons land. Die wat jy weet, die sulke goedjies gebeur hier om ons. Ok, en hulle sê, rooi is 'n kerkie, jy weet wat is ons. Ek sê, ja, maar ek wil kom preek. Sy sê, ok, jy het 15 minute, dan moet ons werk start, 7 uur is hier. Ek maak vir my pelle by mekaar, is 1992, nog die selfone nie, so ek sê vir die manne, kom ons gaan vanaand. Net voor ek ry by die huis, bel een na die ander vir my, Royce, ek kan nie meer gaan nie, Royce, ek kan nie meer gaan nie. So ek is alleen, want God wil my oplei.
Hierdie stories vertel ek nie net dat dit rooi is 'n storie is, dit moet jou storie raak. En ek gaan, en nou is ek net uit die polisie uit, nou moet jy weet, die polisman het gehoor rooi is dit bekeer, nou is ek uit. En toe ek so by die escort uit en sê, maar ek draag my Bybel hier, om by die hoerhuis in te loop, want dit is 'n bietjie gevaarlik. En toe ek so inloop, toe ry 'n polisbakkie verby, en hulle skree, lekker rooi is! Nou het hulle nou die gehoor, hy sê die polisie uit, hy's gered, daar loop hy by die hoerhuis aan. Dit is my eerste wat ek nou so iets doen, en ek kom in 36 van hulle sit daar, en toe ek begin 'n preek, nooit by die hoere sê ek julle hoerie. Ek vertel net Jesus se liefde. Julle sal vir rooi trouwens nie ken nie. Ek kan nooit kameras daar toelaat nie, hulle laat nie dit toe nie, maar ek preek suiwer, praat ek net oor sy liefde. Want weet jy hoekom preek ek in die kerk anderster? Maar oké, julle kan self aflei, want daar sit 'n paar mense partykeer in die kerk wat anderster is. Nie julle nie, julle is natuurlik volmaak. Maar oké. En ek preek en toe ek nog so preek, lei die foon en die vrou tel op. Hallo. Sy sê rooi is, my pa lê op sterwe by die hospitaal. God het die preek uiteengesit. En sy sê, kan ons gaan bid vir hom? Ek sê ja. Sy sê ek sluit die plek, al 36. Jy weet hulle is aangetrek, hulle aandrag. Hulle gaan na werk. Sit hierso, die strepse. Verstaan? Julle ken mos daai boeke wat so plastiek gerep is. Ek het geweet. Ek het geweet. Daai ou kyk hulle. Hoekom is hy met plastiek gerep? Want as hy suurstof kry, vrou dit. Maar oké, kom ons los dit. Maar luister hier, sy die straps, hoekskoene, 36, dink nou daaraan. Ons gaan, soos dit moet wees, dis op die 5de vloer, wat haar pa lê, die huisbak het gebreek. Die dom ding wat ek doen, vrouens eerste. Toe ek so kyk, 36 hier van agteraf, die rokkies sit hier, toe weet ek het 'n fout gemaak. As ek nog ongereid was dit 'n lekker site. Maar nou nie. Nou loop ek so, trappe klim. Plaas ek was voor, ek kan geklim het. Maar oké, en hulle loop lekker op die trappe, maar alles op. En ek raak lief vir hierdie mense, en om die bed lei ek die pa na die Here toe en 'n klomp bekeer. En die volgende week, toe nooi Dolce Vita my uit, is die ander hoerhuis. En hier begin dit, toe 'n kerk, 2 kerke. Hulle kom en hulle sê, rooi is ons wil ons 10de gee. Dit wil hulle doen. Ek het toe dit van die hand gewys. Ek weet, mammon tot jou voordeel, maar ek het dit van die hand gewys. Ek het gesê, ek is baie lief vir julle, maar moenie dit vir my bring nie. Dit sal my in situasies plaas. En ek kom weer en ek gaan gee vir lange liere een aand. En toe ek die lange liere gee, toe bekeer 12 meisies daar die aand ook. Daai huise is nou toegemaak. Die dag toe die laaste een sluit, toe bel my, toe sê hulle rooi is, ons sluit vandag. Ek het al begrafnisse gedoen, al hulle goed gedoen. Ek wil vanaand vir jou sê, jy kan 'n verskil maak. Obvious het ek nooit alleen gaan nie, net daai eerste aand. Jy kan nie alleen gaan na sulke plekke toe nie. Jy mense sê, hoor gou, is mense wat seer gekry het. Is 'n vrou wat vir haar kinders moet sorg van die sleg man het haar gelos. En sy wend haar maar soontoe om vir haar kindertjies te sorg. Dis verkeerd wat sy doen. Maar sy doen dit maar vir die kindertjies. Mense het seer gekry. Baie wat gay raak, het seer gekry. So ek wil vanaand vir jou sê, kom ons gee om vir mense om ons. En kom ons hou op velkleur kyk. Na daai 2 mm vel, swart of wit, is daar 'n ander kleur. Huh? Ek vra julle regtig, as julle by School of Fire kom, ek kry geen rasisme voorval nie. En onthou hulle kom vir straat af, hulle kom, geen rasisme voorval nie. Dit is net snaaks, die meeste wat van die straat afkom, is mense, almal het voor Joshua daar geslaap. Dan vra ek, woe? Hulle het die advertensie gehoor, ek het 'n oom in die meubelhandel. Dan gaan slaap hulle maar by hulle oom se plek. Maar, oké, ek wil vanaand sê, dit was lekker hier, dit was wonderlik. Ek wil vir julle, voordat ek lees, vir jou gebring. Kom gou, sy gaan 3 minute iets vertel. En dit wat sy gaan vertel, wag, kom ek hou hom, want hierdie gaan ons uitsny ook. Neem dit af, want dit moet van vanaand af hardloop. Ek het groot geword, my ma en my pa was pastore in 'n groot kerk. So ek het groot geword in 'n kerk.
En toe ek so tussen 5 en 6 was, het ek 'n home cell groep gehad waartoe ek gaan. So dis 'n kinderkerk. So ek het behoort aan 'n kinderkerk toe. Mamma en pappa gaan na ons groot kerk toe. En gaan jy na ons kinderkerk toe. En elke woensdag aand het ons sel gehad. So my pappa sal my in die kar sit en dan sal hy my nou na daai sel toe vat. Ek was verskriklik lief vir my kinderkerkpastoor. Ek en hy het 'n baie goeie close verhouding gehad voordat ek nog in die kinderkerk was, want hy was baie betrokke in ons lewe by my huis. En so toe ek die een aand, toe vat my pa my nou sel toe, want ek gaan nou mos oor Jesus gaan leer. En toe ek daar aankom, toe het ek so kort, oulike rokkie, nou nie kort, maar het is 'n mooi meisiedogtertjie rokkie aangehad. 6 jaar oud. Ek is 5 jaar oud gewees, 6 jaar oud. En ek gaan toe op, my pa los my, hy ry toe, want ons ken die mense, ons is nou al lank, daar is jare nou al in kerk. En ek word gou in die kamer ingeroep. En by hierdie pastoor, waarvoor ek baie lief was, waarvoor my ma en my pa baie lief was. En wat gesê het, hy is baie lief vir kinders. En ek sit toe op die bed langs hom, en hy vra vir my om my bene oop te maak. En hy maak dit saggies oop. En hy lei my dat ek lê op die bed. En hy vat sy hande en hy bevoel my. En toe ek weer voel, toe sy hande in my. En so het hy my bevoel. Hierdie pastoor, wie ek vertrou het met my lewe, om vir my te vertel oor Jesus. En wat my maale vertrou het, met hulle lewe, hulle het hulle kind in daai man se hande gesit om te vertel van Jesus, om te wys hoe ons veronderstel is om te lewe, en dit is hoe ek geleer was. En uit dit uit het ek 'n baie kwaad realiteit gekry van mans. Ek was verskriklik kwaad. Ek kan nou smile, want die Here het my vrygemaak, maar ek kon nie smile nie. Ek was 'n verskriklike kwaad kind. Ek het woede uitbarsings gehad, het ek mense slaan en gooi. Ek was baie kwaad en ek het mans gehaat. En so toe ek nou in hoërskool kom, toe besluit ek gaan nooit in my hele lewe 'n man vertrou nie. So na dit gebeur het ek nou natuurlik, jy gaan vertel nou wat gebeur het met jou naaste maatjie. So toe vertel ek nou my maatjie wat het gebeur, want dit is nou 'n vreemde ding. Hy gaan vertel soos sy pa, wat ook 'n hoogpastoor is. So 'n rukkie daarna word ek in 'n kantoor ingeroep met die hoofpastoor. Weer eens 'n 5-jarige kind. Ja, ek was 5 jaar oud, my ma het nie geweet of van nie, my pa het nie geweet of van nie. En ek was ingeroep in die kantoor in, en hierdie hoofpastoor gaan so op sy knie af, en die ander pastoor staan daar, en hy vat my in my arms, en hy sê vir my in my gesig, ek sal nooit van dit praat nie, my maale mag jy weet nie, ek mag nooit ooit vir enigiemand gesê nie, dit het nie gebeur nie. Dit is wat hy vir my gesê, dit het nie gebeur nie, ek mag nooit vir enigiemand sê nie. So uit hierdie uit het ek nou natuurlik baie kwaad geraak. Vir enige man. En ek was, toe het ons uit die kerk het gegaan, toe het ek het die Here baie lief gehad, maar ek het besluit om teen hom te gaan, ek het besluit om my eie lewe te lewe, want ek het gevoel, almal anders het my seer gemaak. So toe besluit ek gaan nou vrouens lief hê. Ek kan nou lag daaroor, want ek is vry, dankie Here, maar ek het gedog, dit is die beste opsie vir my, want ek was so rebels, ek was so kwaad in my hart, veral vir hierdie mense, dat ek nou net vir hulle wou gewys het, ek kan en sal doen wat ek wil doen. En toe was ek vir 'n hele paar jaar in 'n paar verhoudings met ander vrouens, en toe die Here my vry kom maak, maar ek moes deur daai stappe gegaan het, ek moes daai persoon, daai pastoor, wat in 'n hoë rang gesit was, om ons kinders te leer, moes ek vergewe het, moes ek vrygespreek het, want hierdie man, tot vandag toe, hy sê hy het dit nie gedoen nie, maar ek weet hy het dit gedoen, die Here weet hy het dit gedoen, ek het dit gevoel, ek het gelê op daai bed, ek het dit gevoel, ek weet wat gebeur het, maar ek kon die Here kon my genees, so vandag is ek nie meer 'n lesbien nie, ek is nou vir die Here, ek is lief vir die Here, so ja, prys die Here. You can have my heart. You can